Ja, hoe het gekom dat ons van dit afgegaan het tot by dit, maar Absa Bank my dagvaar vir beweerde geld wat ek hulle skuld. Hoe het is van dit afgekom tot hierby, dat ek nou vandag 'n persverklaring gaan uitreik, wat Absa nou gekry het, en ek sal nou terugkom na my persverklaring toe. En ja, daar is dit nou soos Absa, wat ek vir hulle deurgestuur het, en hoe dit is daarvan afgekom, na ek my plasing opgesit het gister, op die 13de, dat daar gister gegaan is, en as jy sien daar, ja, daar is hy nou beter, die 12de en die 13de Maart, en hoe dit gegaan, dat op die eind van die dag 246 of 43.652 mense die storie gelyk het, of gelyk het anders, en dit uitgestuur het. Nou sonder dat ek nou vreeslik baie tyd gaan mors en dinge en so. Kom ons gaan gou hier na my persverklaring toe in 'n nutshell, maar ek gaan die persverklaring anyway hieronder gaan ek hom in die comments gaan ek hom plaas. En dan sê ek klagte teen Absa oor die hantering van kredietversekering en invorderingsprosedures. Nou, daar gaan ek nou, dan sê ek was 18 jaar, was ek 'n kliënt van Absa Bank, en aanvanklik, en toe was ek nou later 'n platinum kliënt, en van eerste sparing gehad, en 'n goue kredietkaart gehad, en al hierdie goed. En, ja, toe het ek op die eind van die dag, ek gaan hom nou, soos ek sê, ek gaan hom hier in die comments, gaan ek my persverklaring sit. En wat toe nou gebeur het, en mediese redes, en al die dinge, en so aan, en dat dit die kredietwet is, dat enige finansiële instansie, indien hy vir jou geld uitleen, dan moet daar kredietversekering wees. Dis die wet, hulle mag nie geld in jou uitleen, indien daar nie kredietversekering is nie. Nou, so al die dinge het toe nou gebeur in die bank, ek het die kredietversekering uitgeneem, ek het dit betaal, alles en so aan. Toe het Absa nou gekom, en toe betaal hulle nie my kredietversekering uit nie. En toe hulle nou nie my kredietversekering uithaal nie, toe oorhandig hulle my aan die prokureurs. Toe begin die prokureurs my nou bel van vanmôre tot vanaand toe, tot 15 keer op 'n dag, en hoe meer ek vir hulle sê, onthou, dit is harassment, en harassment is 'n kriminele sowel as 'n siviele eis, het hulle beslis daarin. En so en daar sien hulle ook nou tuistering van invorderaars, en so gaan hy daar aan, Mac Roberts attorneys, ek noem dit alles daar, wat ek oproep tot 15 op 'n dag ontvang het, van 7 die oggend tot 7 in die aand, van maandag tot saterdag, en so gaan dit aan, en dan op die eind van die dag, toe het Absa my nog gaan aangee by die kredietbureau ook, omdat ek nou nie my lenings delg soos dan nou die ooreenkoms nie, en toe ek nou siek geraak het, en ek wil 'n paar rand gaan leen om my mediese omkostes en die dinge te kry, toe kan ek dit nie leen nie, want ons dierbare Absa het my gaan aangee by die kredietbureau. Nou, ek het 'n klompie vrae, en as julle nou, soos ek sê, ek gaan hierdie persverklaring van my hieronder aan gaan ek dit sit, en dan kan julle dit almal lees en dinge en so. Maar ek het 'n paar vrae, en my vrae is basies die volgende. Is dit standaard praktyk dat prokureurs aangestel raak wat tuisteringstaktiek gebruik om kliënte te intimideer? Dan sê ek, waarom is invorderingsprosesse nie gestaak nadat Absa bewus geword het van my beroerte en my mediese toestand nie? Waarom is 'n dagvaarding steeds uitgereik, selfs nadat die betalings van Absa Life gemaak is en aangedui is dat die eis wel meriete gehad het? Waarom word daar beswaar
teen die opname van 'n besprek van die bankbestuurder gemaak as ek wil net 'n vergadering. Waarom neem dit meer as 'n jaar om 'n eis om afgehandel te raak? Indien 'n premier en goue kliënt op hierdie manier behandel word, hoe word die gewone rekeninghouer behandel? Dan sê ek maar net hierdie verklaring word uitgereik in die belang van deursigtigheid en aanspreeklikheid en die beskerming van die verbruikersregte. Nou ja, lees gerus my persverklaring, soos ek sê, wat Absa gekry het en nie eers ge-worry het om te antwoord nie. Terwyl 250.000 mense, amper 250.000 mense op die een dag net my storieetjie gekyk het oor ek wil hierdie stappe neem om Absa op die ouens die dag in die bek te ruk. A few moments later. Kyk, ander mense noem ons dit nou name and shame. Ek noem dit name and facts. Dis hoekom ek alles op video afneem, sodat niemand vir my kan sê ek het alleen gepraat nie. Dis hoekom ek die dagvaarding en al hierdie goed van die sheriff en die goed waar Absa my mos nou dagvaar op video afneem. Nou, daar was nou redelik 'n kat in die duiwelhok by Absa. Omrede toe ek my persverklaring vat en op Facebook sit, die 13de, as in die 13de Maart 2000 en dan nou tot 15 Maart, dis nou tot Sondag. So van Vrydag tot Sondag het 1,35637 1,035,637 mense hierdie goedjies geview. So ons vriend Absa hardloop vanoggend deur mekaar. Het nou 'n special investigator aangestel wat hierdie ding. Ek het slaag gekontak vanoggend deur Absa. En hulle ondersoek hierdie saak nou verskriklik. En my ding was dood eenvoudig, ek vra 'n klomp vrae. So ek name and shame nie mense nie, ek maak nie beweringe nie. Ek sit alles op swart op wit en ek het alles op dokumentasie. En dis ook vir Absa gesê het, my klompie vrae is hier op my persverklaring. Daar het ek hulle almal uiteengesit. My hoofvraag nou is dat 'n persoon wat die dokters 3 weke oorgee om te lewe, besluit Absa nee, ons gaan intimidasie taktiek gebruik teen hom. Ons gaan hom laat nog steeds arrest. Ons voel niks vir sy gesondheid nie. So 1,35 miljoen mense, 0,35 miljoen of 1,035,637 is daarom nou nie soos ou Zuma nie. Ek kan daarom die getal uitspreek. Mense op die einde van die dag vir Absa te wil sê, en dan kan ek net vir julle wys, dit is nie 'n hoax ding nie, dit is my profiel, daar is hy. D.R. Burger, daar is my profiel, en daar is die goed. Ok, so alles wat ek noem, is name and facts. So, kom ons kyk, wat sal as spring uit die hoed uit met Absa.